Goeiedag sê familie, vriende, julle is weer eens gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Die Here is op die troon en die Here het ons deurgedra en ek kan u beskerm. En ons lees vandag uit die boeke van die Here uit. Die Bybel sê in die boeke van 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 sê die edelmoedige gedrag van Dawid teenoor Mephiboset, die seun van Jonathan. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys terwille van Jonathan. In die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba, en hulle het hom na Dawid geroep, en die koning het hom gevra, as jy Siba? Toe antwoord hy, u dienaar, en die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat verlam is aan al 2 voete. En die koning vra, waar is jy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Magir, die seun van Amiel in Lodibar. Daarop het die koning Dawid gestuur, en hom laat haal uit die huis van Magar, die seun van Amiel uit Lodibar. Toe Mephiboset, die seun van Jonathan van Saul, by Dawid inkom, het hy op sy aangesig en geval en hom neergebuig, en Dawid het gesê, Mephiboset, en hy antwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys terwille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul sal aan jou teruggegee word, en jy sal altyd deur aan my tafel brood eet. Ek wil praat vandag oor die onderwerp, die Here sal jou aan tafel laat eet. Jy sal aan tafel eet. Jy sal aan die tafel eet. Die Bybel sê in die boeke van 2 Samuel 9, en Dawid het 'n goeie verhouding gehad saam met Saul. En Dawid en Saul was boesemvriende. En die Bybel sê dat elke keer as Jonathan se pa Saul iets beraam teenoor Dawid, dan het Jonathan altyd deur vir Dawid ingelig van die beplannings van Saul. Die Bybel sê dat Saul was geroep, Saul was gekies deur mense as koning, maar Dawid was gesalf as koning. Die verskil tussen Saul en Dawid was, Saul was deur die mense gekies as koning, maar Dawid was gebore 'n koning. En Dawid was gesalf as 'n koning. En die Bybel sê dat hulle het gesing elke keer, en Saul het duisende verslaan, en Dawid het 10.000 verslaan. En die jaloesie het begin ontwikkel teenoor Saul en Dawid. En Dawid het die geleentheid gehad om vir Saul dood te maak. Maar Dawid se woorde was dat jy raak nie aan die gesalfde manne van die Here nie. Daarom preek ek op die titel, ek sal aan tafel eet. En Dawid raak nie opstandig teenoor Saul nie, en die Here maak dat Dawid en Jonathan 'n verbond, 'n verhouding ontwikkel met mekaar. En elke tyd wanneer Saul iets beplan teenoor Dawid, ons moet verstaan, omdat die mense Saul gekies het as koning, het die gees van die Here van Saul af begin wyk. Because Saul het nie langer dinge gedoen om die Here tevrede te stel nie. Saul wou self God was. Saul wou hom probeer God hou. En Saul het begin nie meer doen wat die Here verwag van hom as koning nie. En die Bybel sê dat die gees van die Here het Saul verlaat. En dat 'n bose gees oor Saul gekom. Ongeag of Saul nie van Dawid gehou het nie, of hy wou Dawid by elke geleentheid probeer vermoor het, sê die Bybel dat die onreine gees
oor Saul gekom het, en Saul se begeerte was, bring net vir Dawid 'n man van God, in my teenwoordigheid, net om op die hart te kom speel. En Dawid het ingekom in die teenwoordigheid van Saul, en net die teenwoordigheid van 'n man van God, het gemaak dat die bose gees vir Saul verlaat. En nou verstaan ons, terwyl daar 'n geveg was, tussen Saul en Jonathan hulle, en daar oorlog plaasgevind, en hulle het geveg, sê die Bybel, die seun van Jonathan, die naam Mephiboset. Mephiboset was nie krepel gebore nie, maar as gevolg van Mephiboset, as gevolg van die bediende, wat probeer vlug het, vir Mephiboset probeer beskerm het, as gevolg van die optrede van Saul, die oorlog wat plaasgevind het, wou die bediende vir Mephiboset probeer beskerm. En die Bybel sê, sy het hom opgetel, en sy het gehardloop met Mephiboset, en sy het vir Mephiboset laat val, en hy het verlam geword. So hy is nie verlam gebore nie, maar terwille van Jonathan en Dawid se verhouding met mekaar, het die Here vir Mephiboset in sy gedagte gehad. Het die Here van Mephiboset geweet. Die Bybel sê, en Saul en Jonathan het gesterf. En nou word Dawid gekies as koning. En Dawid vergeet nie waar vandaan hy kom nie. Baie maal vergeet ek en u waar vandaan ek en u kom. Wanneer die Here vir ek en u gelig het. Ek en u het swaar groot geraak deur omstandighede, en nou lig die Here ons. En nou vergeet ons waar vandaan ons kom. Maar Dawid het nie vergeet waar vandaan hy gekom het nie. En Dawid sê vir homself, maar ek weet my vriend Jonathan het 'n seun wat verlam is. En die Bybel sê, hulle het vir Mephiboset gestuur na Lodibar toe, omdat Mephiboset se familie was uitgeroei. En hierdie bediende het sleg gevoel, omdat sy die arme kindjie laat val het, en hy raak verlam. En hulle gaan sit om in 'n plek met die naam van Lodibar, 'n plek van geen kommunikasie nie. Gaan steek hulle vir Mephiboset weg, because hulle het gedink dat Dawid gaan kwaad met kwaad vergeld. Maar Dawid is 'n man so na aan God se hart. En hoekom die Bybel sê dat Dawid 'n man so na is aan God se hart? As elke keer in die Bybel lees ons wanneer Dawid fouteer het in die lewe, het Dawid altyd deur terug na die Here toe gegaan. Hy het altyd deur bely. Hy het altyd deur erken hy het 'n fout gemaak. Daarom beskryf die Bybel vir Dawid as 'n man so na aan God se hart. Meneer en mevrou, wanneer ek en u fouteer het in die lewe, moet ek en u doen soos Dawid doen. Ons keer terug na die Here toe en ons gaan bely teenoor die Here. Toe's Dawid terugkeer na die Here toe, het die Here sy sondes vergewe. En die Here verwyder het so ver as die ooste van die weste, en die Here dink nie meer daaraan nie. En Dawid sê vir homself, maar ek het 'n vriend gehad met die naam Jonathan, ongeag wat sy oupa gedoen het, sy pa gedoen het, soek ek sy seun op, want ek wil hê sy seun moet aan tafel eet saam met my. Die Here gaan iemand oprig, terwille van jou voorouers se verhouding, wat hulle gehad het met mense, gaan die Here jou gaan haal in Lodibar. Want die Here wil hê jy moet aan tafel sit.
Jy kan nie langer in Lodibar bly nie. Die Here wil jou uit Lodibar uit gaan haal. En die Bybel sê, en Dawid kom na die huis van Saul toe. Die Here sê, die Bybel sê, Dawid vra, is daar nie iemand in die huis van Saul, aan wie ons guns kan bewys nie? Die mense wat gebly het in die huis van Saul, het opgegee op Mephiboset. Het vir Mephiboset, hulle het vergeet van Mephiboset. Omdat sy omstandighede van so 'n aard was, het hulle vir hulle self gesê, die Mephiboset het nie 'n toekoms nie. Haar sal niks uit sy lewe uitkom nie, niks goed kan kom uit sy lewe uit nie, van hy is verlam. En hulle het tevrede gemaak, hulle het sy omstandighede aanvaar, en hulle stuur hom weg. En Mephiboset voel dieselfde. Miskien wou hy ook 'n sokkergame gespeel het, atletiek gedoen het. Dalk wou hy ook rugby gespeel het, maar hy kyk na sy omstandighede en hy aanvaar sy omstandighede. Ek en u kan nie die omstandighede aanvaar waardeur ons gaan nie, familie. Ons moet die Here vertrou en weet dat beter is op pad. Dat die Here ons gaan haal in Lodibar, van die Here wil hê, ek en u moet aan tafel sit en eet saam met die Here. Daarom sê die Bybel, ek dek vir jou 'n tafel in die woestyn en jou teenstander sal dit sien. Nou is die Here besig om die tafel voor te berei vir Mephiboset, maar omdat hulle Mephiboset vergeet het, familie en vriende, bring hulle 'n verkeerde persoon. Die feit, dit wys my, mense het jou vergeet, en hulle bring iemand wat nie nou op die stadium daai hulp nodig het wat jy het nie. Maar die Here sê vir Dawid, vra weer 'n keer. Vra weer 'n keer, Dawid, is daar nie nog iemand oor in die huis van Saul, aan wie ons guns kan bewys nie? En nou sê hulle, van die Here is besig om die tafel voor te berei. En die Bybel sê, daar is nog een persoon met die naam Siba. Die Here, Dawid, Mephiboset is daar. Hy is verlam aan al twee bene en Dawid vra, waar is hy? Die Here vra vandag, waar is jy? Waar bevind jy jou? Waar is jou familie? Waar is jy in jou huwelik? Waar is jy by jou werk? Waar is jy in jou gesondheid? Waar is jy in die skool? Waar is jy in die gemeenskap? Waar is jy in jou huis as pa? Waar is jy in jou kerk as pastoor? Hulle vra, waar is hy? En hulle sê, in Lodibar. En Dawid gee opdrag, gaan haal hom. Die Gees van die Here gee opdrag vandag aan elke luisteraar, gaan haal vir Mephiboset in Lodibar, gaan haal hom. Gaan haal jou man, gaan haal jou vrou, gaan haal jou kind. Gaan haal jou gesondheid, gaan haal hulle. Die Bybel sê, hulle bring vir Mephiboset. Dus hulle vir Mephiboset bring. Toe kom Mephiboset, hy is klaar verlam en krepel. En Mephiboset, omdat hy opgegeer het op sy lewe, kom hy na Dawid toe en hy is verbouwereerd. Van hy het gedink, Dawid gaan hom ook nou doodmaak. Dawid gaan hom ook van die kant afbring. Maar Dawid sê, Mephiboset, kom in. En Mephiboset en Dawid sê, ek wil sekerlik guns aan jou bewys ter wille van jou vader Jonathan. En daar Mephiboset kyk na sy omstandighede. En Mephiboset sê, ek is dan 'n dooie hond. Hoe kan jy guns aan my bewys? Die Here wil hê ek en u moet aan tafel eet. Maak nie saak hoe jou omstandighede is nie, waardeur jy gaan nie. En hy sê, hy is 'n dooie hond. Maar Dawid sê, vandag wil ek hê, jy moet saam met my aan tafel eet. Die rede hoekom Dawid saam met Mephiboset aan tafel eet,
van Mephiboset is nie verlam in sy gedagtes nie. Mephiboset is verlam aan al twee sy bene. En Dawid wil hom aan tafel laat sit en eet, sodat Dawid kan sy verlamheid van hom afbedek. Die Here wil jou aan tafel bring, sodat die Here wil hê ek en u moet weet, die belangrikheid is om aan tafel te sit saam met die Here, om 'n goeie maaltyd saam met die Here te hê. God rig vandag 'n maaltyd op. Ongeag waardeur jy gaan, wil hy ek en u die vrugte van die Gees gee. Galasiërs, die vrugte van die Gees berei hy vandag vir ek en u voor. Hy wil jou bedien vandag met die vrugte van die Gees. Terwyl jy nou aan tafel sit, moet ek en u verstaan, wanneer ek gaan afsluit, wanneer ek Spur toe gaan, of ek gaan by enige eetplek, en ek sit daar aan tafel, dan wat ek dan doen is, ek bestel wat ek wil eet, en die kelnerin of die waiter voorsien, gaan haal dit wat ek voorbestel het. As ek sê ek soek 'n burger en chips, dan kom die burger en chips. Maar hier wil die Here jou aan tafel eet, want die Here wil jou skande bedek, en hy wil die vrugte van die Gees vir jou gee, om aan tafel te sit. Weet dit vandag, die Here roep jou vandag, en hy wil hê, ek en u moet aan tafel sit. Die Here seën jou, die Here versterk jou, die Here laat sy aangesig oor jou laat skyn. Die Here seën. Evangelist Nathan Besuidnout. Amen.